'n Hartlike goeiemôre, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre vir jou in Jesus Christus se naam baie welkom te sê by ons Sondag-erediens van Uit die Woord digitaal. Die Here het ons tot hier toe gebring. Ons het nog 'n week wat verby is, waarin die Here vir ons geseën het, gelei het, versorg het en behoed en bewaar het. En vanmôre het die Here vir ons 'n baie aktuële boodskap vanuit sy woord. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Maak nie saak waar jy in die wêreld woon nie, wat hier in Suid-Afrika of in enige ander wêreldland is nie. Jy is Afrikaans, jy's deel van ons. Hier is jy tuis in ons midde. Hierdie is jou geestelike familie en ek glo dat die Here ook vanmôre jou hart sal open vir sy woord. Baie dankie vir elkeen wat finansiëel bydra om ons kanaal in stand te hou. Jou hulp en jou donasie maak 'n baie groot verskil en ons kan programme soos hierdie opneem, ons kan dit die wêreld uitstuur en die Here gebruik jou om ook ons hande sterk te maak sodat ons sy koninkryk kan bou. Baie dankie daarvoor. Ons wil jou graag uitnooi om ook aan te sluit by ons YouTube kanaal. Baie dankie vir almal wat dit verlede week gedoen het. En daar is duisende mense wat elke week by ons inskakel en ons glo dat hierdie kanaal ook vir jou tot seën sal wees. Gooi ook sommer vir ons daar 'n duimpie as jy van ons hou. Dankie vir almal wat dit verlede week gedoen het. So gebruik YouTube se algoritme hierdie inligting sodat ons kanaal bemark kan word dwars oor die internet en jy kan vir ons help as jy vir ons 'n duimpie gooi daarvoor. Baie dankie. Sluit ook asseblief aan by ons daaglikse oordeenkings. Dit is gratis. Ons stuur dit elke dag uit op ons WhatsApp groepe en ons glo dat jy ook die dag saam met ons so reg kan begin. Stuur vir ons net jou inligting na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg. Nou kom ons word vanmôre stil voor die Here op hierdie pragtige dag en ons vra dat die Here ons harte sal open vir sy woord en met elkeen van ons sal praat deur sy woord en gees. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons die wonderlike voorreg het om hierdie erediens in U naam te kan begin. Ons bring aan U alle lof en alle eer en aanbidding van ons harte, want U is ons Vader, die enigste ware God, ons Skepper, wat vir ons baie lief is en wat in ons lewens werksaam is. Dankie Here dat U deur U woord ook vanmôre met ons wil praat. Open ons harte en laat hierdie boodskap van vandag ons bemoedig en versterk en krag gee, maar ook die waarheid van U woord aan ons sal bekend maak. Dankie vir elkeen wat ingeskakel is, Here. Bind ons saam in die band van liefde in hierdie pragtige oggend. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liewe vriende, hier in Suid-Afrika het ons die afgelope week 'n baie interessante week gehad. 'n Week met baie opwinding wat internasionaal hoogtepunte bereik het en aandag getrek het en mense aan die gons en aan die praat gehad het. En dit gaan natuurlik oor die Suid-Afrikaanse besoek daar aan die Withuis in Amerika. En ons het 'n geweldige reaksie gekry oor al die dinge wat daar gebeur het, dwars oor die hele wêreld. Daar is baie positiwiteit wat na vore gekom het oor daardie gesprek en ander mense was maar baie negatief. Maar een ding waaroor ons vanmôre wil praat vanuit die Bybel, en ons gaan nie oor politiek praat of oor enigiets anders nie. Een ding waarvan ek persoonlik baie bewus geword het in die afgelope week, na aanleiding van al hierdie gebeure, is die feit daarvan dat leuns so maklik oor die wêreld heen versprei kan word oor dit wat plaasgevind het daar by die Withuis en dit wat in mense se lewens en harte leef. Dit is skrikwekkend om te sien hoe die media, joernaliste, TV, sosiale media, verskillende gespreksforums op YouTube en watter ander kanale ook al, leuns kan versprei en mense kan mislei met die waarheid of met leuns. Die waarheid kan so maklik verdraai word. So maklik kan mense verkeerde dinge weergee, valshede weergee
en halwe waarhede vertel en dit as die waarheid gaan voorhou. Nou, maak nie saak wie jy glo en wat jy in glo nie. Die waarheid moet altyd die waarheid bly vir kinders van die Here. En as ons kyk na ons land en sy mense, het ek bewus geword van in hierdie week, maar net hoe belangrik dit is, dat kinders van die Here 'n geweldige groot rol moet speel in die samelewing waarin ons tans is. Ja, broeder en suster, hierdie land van ons, met sy mense, in sy verskeidenheid en al sy kultuurgroepe, volke en tale, het nie politici nodig om vir ons 'n toekoms uit te kap en uit te kerf en te bepaal nie. Ons het nie vir Donald Trump nodig nie. Ons het nie verskillende politieke organisasies of menseregte groepe nodig nie. Ek en jy en mense van hierdie land het Jesus Christus nodig as ons hierdie land wil verander en gaan vernuwe. Want as ek en jy ons toekoms in die hande van politici gaan plaas wat so kan lieg en bedrieg en hulle self dik kan steel, dan is daar baie groot probleme vir ons en ons toekoms. As ons toekoms wil gaan plaas in menseregte organisasies, dan het ons 'n hartseer dag bereik. Ek en jy en ons land en ons mense sit in hierdie gemors waarin ons sit, omdat mense nie by die lewende God van die Bybel is nie. Omdat Jesus Christus nie die rigsnoer van hulle lewe is, die anker van hulle bestaan is nie. En omdat mense nie wil gaan glo wat in die Bybel staan nie. Nou in hierdie afgelope week het ek maar net weer eens bewus geword van die feit, nadat ek na verskillende nuuskanale geluister het, dwars oor die wêreld en op sosiale media, hoe mense die waarheid kan verdraai, valshede kan verkondig, sonder om te blik of te bloos, kan lieg. En as daar nog op die TV vir politieke analiste gevra word, hoe kan die politici die een oomblik dit sê en die volgende oomblik presies die teenoorgestelde, dan is die antwoord van bekende Afrikaanse politieke ontleeders, ja maar dit is maar politiek, dit is maar wat gebeur, en word dit is aanvaarbaar voorgehou. My liewe broeder en suster, dis 'n hartseer dag, wanneer die wêreld by daai punt uitgekom het, wanneer ons dit maar as aanvaarbaar beskou. Wat het geword van integriteit en eerlikheid en 'n opregte skoon lewe? Wat het geword van die waarheid? As ek en jy alles moet gaan glo wat oor die TV vir ons gesê word en deur joernaliste vir ons weergegee word, maak nie saak of dit oor die politiek is en of dit oor regerings is en of dit oor mense is nie, as ons al daardie dinge moet glo, is ons op 'n dwaalspoor. Want broeder en suster, ek en jy kan nie die waarheid in die politiek gaan raak sien nie. Ek en jy kan nie die waarheid op sosiale media, op TV of joernaliste, ons kan dit nie daar kry nie. Halwe waarhede word verkondig, dwaalings word weergegee, mense lieg oop en bloot. Nou wat word verwag van my en jou as kinders van die Here? Een ding wat ek en jy vandag moet besef is dit: hierdie land van ons en hierdie wêreld van ons het Christene nog nooit so nodig gehad as juis nou nie. Want ek en jy is hier om die waarheid te gaan verkondig oor God en sy woord. Nou kom ons gaan vanmôre stil staan en ons gaan kyk wat leer die Here vir ons oor leuns en natuurlik oor die waarheid. Maar kom ons gaan eerstens kyk vanmôre na ons eerste teks vanuit die Here se woord, en dit kom uit die wet van God self. Dit kom uit die hart van God en dit is die 9de gebod van die 10 gebooie. Eksodus hoofstuk 20 staan daar: jy mag geen valse getuienis teen jou naaste aflê nie. Dit is die wil van die Here vir sy kinders. Nie net vir sy kinders nie, maar vir hierdie wêreld. Jy mag nie valse getuienis aflê nie. Met ander woorde, jy mag nie lieg nie. Jy moet by die waarheid hou, want God is 'n God van waarheid. God wil hê dat sy kinders, sy kerk, sy volgelinge, die Christene in hierdie wêreld, die waarheid sal uitleef en nie deel sal wees van leuns nie.
En onthou, wanneer 'n halwe waarheid vertel word, dan is dit niks anders as 'n liegstorie nie. Want 'n halwe waarheid kan nooit die volle waarheid wees nie. Halwe waarhede is ook leuns. So daarom moet jy baie versigtig wees wanneer jy iets gaan oorvertel of iets met iemand gaan deel of aanstuur op sosiale media. Moet jy baie versigtig wees dat jy nie leuns aanstuur of halwe waarhede nie. As jy nie 100% seker is dat dit wat jy nou gaan sê of dit wat jy nou gaan aanstuur 100% die waarheid is nie, dan kan jy dit nie gaan deel nie, jy kan dit nie gaan oorvertel nie, anderste is jy deel van die probleem. Ek en jy wat kinders van die Here is, wil ons aan God se wet hou. En God se wet sê, jy mag nie valse getuienis aflê nie, jy mag nie lieg nie, jy mag nie leuns versprei of leuns praat nie. Dit is die wil van die Here vir ons lewe. Dan lees ons ook in Efesiërs 4 vers 25 hierdie woorde van Paulus, wat hy aan die kinders van die Here in die gemeente van Efese skrywe. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste. Dit is wat van kinders van die Here verwag word. Ja, vroeër toe ons nog nie Christus geken het nie, was ons nog deel van die sonde en van die sondige wêreld, en toe het ons gelieg en gebedrieg en al die verkeerde dinge van die wêreld gedoen. Maar nou dat ons Jesus leer ken het, moet ons die leuen aflê en die waarheid spreek, elkeen met ons naaste. Kinders van die Here moet in die waarheid staan. En daardie waarheid moet ons gaan deel. Die belangrikste waarheid is natuurlik die waarheid van God se woord. Hier is die oplossing vir die wêreld. Hier is die antwoord vir ons probleme. Maar mense wil hierdie nie doen wat uit die hart van God kom nie. En daarom lyk ons land soos wat dit lyk en lyk die wêreld soos wat dit lyk. Dan skryf Paulus ook in Kolossense 3 vers 9 hierdie volgende woorde. Lieg nie vir mekaar nie. Kolossense 3 vers 9. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. Nou waarvan praat Paulus hier? Hy praat van 'n ou mens. Die ou mens is die sondige mens. Almal van ons is in sonde ontvang en gebore. Ons het 'n sondige natuur, leer die Bybel vir ons. En daai sondige natuur kom van self uit jou uit, jy's so gebore. Jy wil die verkeerde dinge doen, want jy's so gebore. Jy's in sonde vasgevang. Maar nou dat jy Jesus Christus leer ken het, en hy die sonde mag kom breek het in jou lewe, wil jy nie meer die sonde doen nie. En daarom jy die ou mens, die sondige mens met sy bose werke, wil jy gaan aflê. Jy wil gaan doen wat God wil hê. En daarom sê Paulus, lieg nie vir mekaar nie. En dis my absoluut onverstaanbaar dat joernaliste op die TV kan verskyn of koerantberigte en artikels op sosiale netwerke kan uitstuur wat eenvoudige leuns weergee. En hulle beskerm hulle baie keer, hulle maak hulle eie storie op deur hierdie woordjie allegedly te gebruik. Na bewering, en dan maak hulle een of ander storie op wat hulle oor mense of oor organisasies vertel. En is niks anders as leuns nie. En so probeer hulle self beskerm. Maar jy wat 'n joernalis is, jy gaan ook voor die regterstoel van Christus verskyn. Hoe gaan jy jouself regverdig as jy weet jy's besig om leuns te versprei, leuns oor mense te praat en jy's besig met halwe waarhede of met jou eie storie? Jy wat 'n koerantberig lees of berigte op sosiale netwerke lees of op YouTube na luister, moenie sommer enige ding glo nie. Wees baie versigtig om dinge ook aan te stuur. Jy moet seker maak dat dit wat getuig is, dit wat berig is, werklik die waarheid is. Anderste is jy deel van die probleem. Maar dan kom ons by Johannes 8 vers 44. Hoor wat sê Jesus spesifiek oor leuns en oor waar leuns vandaan kom. Hy praat hier met goddelose mense wat sy bediening kritiseer en wat teen God se koninkryk werk. Kom ons lees wat sê Jesus. Johannes 8 vers 44. Julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen.
Hy was van die begin af 'n moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy's 'n leienaar en die vader van die leuen. En hier kom die Here Jesus self uitwys wie die vader van die leuen is en waar leuns vandaan kom. Dis niemand anders nie as die Satan, die ou duiwel. Hy's 'n moordenaar, maar hy's 'n leienaar. Hy's die vader van die leuen. Hy's teen die waarheid. Hy is die een wat leuns versprei om mense in chaos te dompel en om 'n wêreld onderstebo te keer. En hy gebruik mense om dit te doen, mense wat God nie ken nie. Want as ek en jy God ken en ons is kinders van Jesus, kan ons nie deel van die Satan se plan wees en sy werke nie. Ons wil in die lig lewe soos wat Jesus in die lig is. Ons wil die waarheid met mekaar deel. En ons doen dit omdat Jesus ons harte kom verander het en kom vernuwe het. En nou wat staan ons te doen in hierdie situasie waarin ons tans is? Hierdie land van ons, broeder en suster, is keelvol vir halwe waarhede en leuns van politici, van slegte wêreldse mense, van joernaliste, van regerings wat dinge aanblaas wat dalk nie eers so is nie, mense wat op die verkeerde pad is, mense wat hulle eie belange voorop stel. Hierdie land van ons het Christene en Jesus Christus nog nooit so nodig gehad, juis soos nou nie. Ek en jy wat sê dat ons in Jesus Christus glo, moet altyd die waarheid bevorder, die waarheid praat, die waarheid gaan deel, en ons feite moet altyd suiwer en korrek wees. Want ons harte is nie meer vasgevang in die sondige natuur nie. Ons is nuut gemaak, ons is skoon gewas deur Jesus ons Here. En daarom moet jy altyd die waarheid praat. Maak seker dat jou woorde met sout besprinkel is. Doen wat Jesus sou doen. Moenie in 'n oomblik van hitte of in 'n oomblik van kwaad word, verkeerde dinge sê en verkeerde dinge gaan doen nie. Wanneer daar 'n bekleierery aan die gang is op sosiale media, dan is jy nie die voorbok daarvan nie. Praat net die waarheid, getuig die waarheid en laat die waarheid staan. God sal die waarheid gebruik deur jou mond. Maar ek en jy kan nie betrokke wees by leuns versprei en leuns praat en verkeerde dinge doen, omdat die wêreld dit van 'n mens verwag of omdat ons deel van die probleem is nie. As Jesus jou kom vrymaak het, is jy waarlik vry. En as hy die waarheid aan jou kom openbaar het deur sy woord, dan getuig jy dit. En as jy die waarheid eerstehands beleef het in jou lewe, dan getuig jy van daardie waarheid. En dan moet ek en jy natuurlik ook die leuns bestry. Ons moet die leuns uitwys. Ons moet mense wat leuns vertel, aanspreek. Ons moet oor die waarheid getuig, dit wat werklik gebeur het. Weet jy, broeder en suster, vir onreg om heeltemal toe te neem, vir onreg om te triomfeer, moet mense wat die waarheid weet, niks sê nie en niks doen nie. En dit kan mos nie waar wees van kinders van die Here nie. Ek en jy wat in die waarheid van God se woord lewe en in God se lig lewe, moet altyd opstaan teen onreg. Ons moet altyd opstaan teen leuns. Ons moet die waarheid praat, ons moet die waarheid leef, ons moet in God se lig leef en ons moet getuig van wat werklik gebeur het. En ek en jy kan nie sommer net enige ding glo wat aan ons vertel word deur joernaliste, deur die media, deur politici nie. En ek en jy moet weet, ons vertroue moet in God wees vir 'n mooi toekoms. Nie in regerings nie, nie in mense nie, nie in die media nie. Ek en jy moet die Here vertrou. Hierdie wêreld is in sy hande. God is in beheer van die wêreld en ons lewens. As hierdie land van ons tot bekering kan kom en Jesus Christus as verlosser aanvaar, sal alles net so verander, sal ons 'n mooi toekoms hê, sal daar stabiliteit en vrede en rustigheid hê. En ek en jy moet bid daarvoor. Bid dat hierdie regering tot bekering sal kom. Bid dat die politici vir Jesus Christus sal ontmoet. Bid dat hierdie land se mense
by Christus sal uitkom, hulle sonde voor hom sal bely. En uiteindelik sal daar vernuwing en verandering plaasvind, want dan sal mense in die lig van die lewende God lewe en in die waarheid begin lewe. Moenie val vir die leuns van die Satan, wat die vader is van die leuen, en vir die leuns van goddelose mense nie. Vertrou God, glo in God, leef vir God, laat sy waarheid jou lei. Laat hy jou oortuig waar jy moet getuig oor die waarheid. En mag die Heilige Gees jou hart so wakker maak, dat jy waaksaam sal wees, om nie deur leuns meegesleep te word nie, maar om God in die oog te hou, Jesus Christus na te volg, en te gaan doen wat sy woord van ons vra. God se woord is vanmôre baie duidelik, liewe broeder en suster. Jy mag nie leuns praat nie. Die wet van die Here, die 9de gebod. Lê die leuen af, spreek die waarheid. Efesiërs 4 vers 25. Kolossense 3 vers 9, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou sondige mens afgelê het. En Johannes 8 vers 44, wees wakker vir die vader van die leuen, wat mense mislei met valshede. Bly die waarheid praat, want Christus is in jou hart. Kom ons bid vir ons land en sy mense, wat baie probleme het, en niemand ontken dat daar baie probleme is nie. Kom ons bid dat mense by Jesus en by die lewende God van die Bybel sal uitkom. Kom ons bid dat mense die waarheid sal raak sien, en dat God hulle oë sal open vir die waarheid. En kom ons bid dat die vader van die leuen nie 'n oorhand sal kry in ons land en onder ons mense nie, maar dat God se woord sal triomfeer en dat Jesus Christus nagevolg sal word elke dag in ons lewe. Laat ek en jy Jesus verkondig. Laat ons hom navolg. Laat ons ons vertroue in hom plaas, want hy is die volle waarheid. Hy is die toekoms vir ons lewens en vir ons land. En kom ons gaan leef soos wat hy van ons vra in sy woord. My bede is dat vanmôre se boodskap vir jou in jou lewe net weer nuwe perspektief sal gee, sodat ons sal gaan doen wat God vra van ons elke dag, en dat ek en jy in sy lig sal lewe, sy lig en waarheid sal verkondig, en gehoorsaam aan hom sal wees, ons God en Vader, ons koning, wat ons elke dag liefhet en ons seën en wil lei. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre hierdie kosbare boodskap kon hoor vanuit u woord. En 'n baie duidelike riglyn en 'n boodskap van waarheid kon hoor wat u na ons toe stuur, Here. Wil u waarheid in ons harte inplant en in ons lewens kom bevestig. Here, hierdie wêreld is vol leuns en halwe waarhede. Hierdie wêreld is vasgevang in 'n greep van goddeloosheid, van mense wat u nie ken nie. Mense wat hulle eie belange wil bevorder. Here, maar ons weet, u is in beheer. U is die een wat vir ons 'n mooi toekoms kan gee. Help ons om in die volle waarheid te leef en die leuns van hierdie wêreld te bestry. Dankie dat u ons Vader is wat ons 'n mooi toekoms wil gee. Ons plaas vandag ons vertroue in u alleen, ons koning, ons verlosser en Here. Seën vir ons die komende week en laat ons ons geloof uitleef in gehoorsaamheid aan u alleen. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, dankie dat u vanmôre ingeskakel het. Ek bid vir elkeen van u, kom ons gaan doen wat God se woord vra. En ons hou Jesus in die oog, die koning van ons harte en die Here van ons lewe. Vrede vir jou.